Nou ja, julle, hier sit ons nou lekker op die stoep vanmôre. Wat 'n heerlike dag. En ek meen dit is so peaceful hier. Right, dis nou waar. Dis waar ek en Janet, dis nou waar ek en Janet graag 'n bietjie sit in die oggende. Nou ja, en hier is ek nou op die stoeptrappies en kyk ek hier links af na die flower garden. Ek sal maar net so ene so vat oor die erf. Kan julle nou mooi sien, daar's die agtererf en daar's die groentetuin. Aan daai kant die appelbome, hierdie kant en dan 'n dek wat ek nou net klaar gebou het hier aan hierdie kant. En so aan. Nice. Ek dink ons is so lief vir die blomtuin, net so baie soos wat ons is eintlik maar vir die groentetuin. So ek sal net so 'n vinnige stappie hier deur die blomtuin maak. Ek meen hier was nou eintlik niks toe ons hier gekom het nie. Die plek was verwaarloos, was uitgehuur vir 'n lang tyd en so aan. Ons het aan die huis begin werk. Ek sal net so vinnig wys. Ek het hierdie balustrades opgesit aan hierdie kant en ek is nog nie eintlik klaar nie. Ek moet ander kante van die huis moet ek ook van hierdie balustrades sit. En daai Asiatic lilies hierso het die kinders vir Janet gegee. Ag, ek weet nie, 3 jaar terug vir Moedersdag en ons het hulle saam getrek hier na Alberta toe en kyk nou net hoe gaan hulle nou aan. Maar ja, al hierdie plante het ek en Janet hier geplant. Die tulips, jy kan nou sien, hulle het nou klaar geblom. Vandag daar agter is foxgloves wat jy kan sien en lupins hier in die voorgrond en daar is ons delphiniums, alles van saad gekweek natuurlik. En hierdie fence wat julle hier kan sien is nou maar lelik, maar dit is eintlik net om die brak uit te hou. Want ja, kyk, die man is baie beskermend, maar hy trap al ons plantjies in hulle my in, om die waarheid te sê. Hierdie Shasta Daisy hier, hy begin ook nou net blom. Ek het hulle van saad af gegroei so 2 jaar terug. En so in die alliums daar is nou net besig om klaar te blom. Hierdie is 'n ox-eye daisy wat julle hier in die voorgrond sien. Wel, dit was sommer ou plantjies wat hier op die gras gestaan het, om die waarheid te sê. En ek het dit uitgedek. Klein ou plantjies soos my tuin. En hulle hier kom oorplant verlede jaar. En kyk nou net hoe blom hulle nou. Ek het poppies hier gehad. Ja, oriental poppies soos julle kan sien. En hulle nou net uitgeblom en so aan. En hierdie is wille blueberry bushes. Hulle dra berries eintlik. En so aan, maar nie so lekker soos die regte blueberries. Hierdie is 'n vreeslike lelike heining wat ek opgesit het. Maar dis temporary. Ek gaan dit verander, want dit weer eens is net om die brak uit te hou uit die tuin uit. Hierso Janet is lief vir haar klippe en stompe. En ja, dit lyk eintlik baie mooi. Is net jammer van hierdie lelike tuin hierso, né? Nou ja, hier gaan ons na die groentetuin toe, hier op die hoek van die hek. Ons gaan hierdie groentetuin expand tot hier op hierdie hoek toe. En hier kan julle sien die raspberry patch. Hier al teen die heining af. En hierdie is actually 'n blueberry bos wat julle hier voor sien, wat ons nou net hierdie jaar geplant het, en 2 ander agter dit, maar nou ja, ek dink nie, hulle het dit nou nie eintlik gemaak nie. Nou ja, hier is so, ek dink hier is 'n blomkersie wat hier so staan, en ek sal soms so deur die draad wys, net hier so is Janet se nuwe strawberry patch, en ek gaan nou in die groentetuin ingaan, maar dit is Janet se strawberry patch hier so. Thanks, honey. En hier is ons garlic wat ons hierdie jaar geplant het, lyk baie mooi. En reg agter dit is die asparagus bed. En jy kan sien hierdie jaar, dis nou die 2de jaar wat ons die asperges het. En dat ek net op die skade weer uitkom. En jy kan nou sien, hulle maak nou al lekker dik stammetjies. En hier weerskante van dit het ek Benjamin buttons geplant. Dis 'n pragtige ou blommetjie, soos ek dink hulle noem dit koringblommetjies in Afrikaans. En hier is die ander asparagus bed, same story, en ek sal nou maar sommer hier aan die linkerkant begin. Dit is Swiss chard wat ons gesaai het vir hierdie somer. Ons pluk
al klaar. En vries dit. En daar in die hoek gaan nog raspberries aan. En sonneblomme wat ek daar geplant het. En hier is 'n eislike rhubarbbos hiervoor. En ek het natuurlik hier in die agterkant het ek hollyhocks geplant. En dan hierso eie. Daai hond, ek wil sy nek omdraai. En hier is die eie en nog strawberries wat jy net geplant. Ons het te veel strawberries gehad en 'n paar zucchinis ook hierso. Jy kan sien hulle begin nou net blom. En dan het ons beet wat ons hierso begin het. En so aan, hulle is nou mooi. Ons groei hulle natuurlik onder net saam met hierdie kole wat julle hierso sien, want anders jy weet daai wit katlingmot lê eiers op dit. Dan kan ons sien hoe mooi kom die broccoli nou hier aan. En so aan, is eintlik baie mooi hierdie jaar. En ons het so 'n hele paar brokkolis hier geplant en die kool begin nou net koppe maak. Hierso. Die kool begin nou net koppe maak en dan het ons blomkool hier agter. En daar's ons peas, daai is Alaska shelling peas en hier het ons blou shocker. En so aan hulle maak hierdie pragtige persblommetjies en dan daar kan jy nou sien waar is hy nou. Daar's 'n ertjie begin nou daar ontwikkel. En ja, hier is die Alaska, ek sien daar's 'n paar peas al klaar hierso. Hier is die tomaties. Ek dink ons het 20 tomaties in hierdie tonnel. Ons het 'n tonnel gemaak, is nou oop op die oomblik, maar ek sit altyd maar die tonnel op. En ja, ek dink hulle gaan mooi wees hierdie jaar. Ek het actually pepers in die middel geplant, bell peppers, maar ek weet nie, hulle doen nie so goed hierdie jaar nie. Hulle is maar naby aan mekaar soos jy kan sien en ons snoei hulle maar hierdie tomatiebosse. Ek dink ek het hierdie jaar mortgage lifter geplant. Ons het baie sukses met mortgage lifters gehad in die verlede, groot tomaties wat 2 hande vol lê. En natuurlik bumblebee, cherries. Ek het Italian red pear, is hulle nou eendag bietjie dra hier oor 'n maand of 2, dan sal ek vir julle foto's stuur. Nou ja, daar is so 'n vinnige toer van die garden. Ek sal nou net weer hier uitgaan dat ek julle kan wys hierso deur die groentetuin se hekkie gaan. En kan ek net so vinnig vir julle wys, daar's die dek wat ons het, wat ek nou pas gebou. Daar was so 'n lelike ou gehuggie wat daar gestaan het, ons het dit afgebreek alles. Hier is ons garden shed en as 'n paar kompos bins hierso. En dit lyk vir my die kompos doen goed want die pampoene kom hier op. So ek meen om te sê dis seker 'n goeie teken as die pampoene hier wil groei, né? Nou ja, en hier is nog blommetjies en goeters wat ons van saad afgroei. Hierdie is rudbeckias hier aan die voorkant. Hier is nog foxgloves wat hier so staan wat ek groei. En hierdie is 'n money plant wat hulle sê 'n silver dollar. Hy maak sulke mooi silwer klokkies, blommetjies. Hierdie goedjies word sulke silwer goedjies en dan hulle gebruik dit in droë rangskikkings. En daar's 'n rudbeckia ook as 'n hertia, dis 'n cherry red. Ja, ons kan nie genoeg van tomaties kry nie. Rangboontjies, scarlet runners. Hulle groei so dig dat die suikerbekkies kom feed aan hierdie scarlet runners. En hier is 'n bean patch, dis 'n nuwe ene wat ons hierdie jaar gemaak het. Ek is besig om hierdie lavender bos van ontslae te raak. En daar heel agter is rangboontjies, Barlotto beans en Kentucky blue en ek het fava beans hier in die voorkant en sommer net gewone bush beans aan die ander kant. Nou ja, dis al.